Jy is ingeskakel hier op Groot Plaas en op 'n maandag gesels ons bietjie met Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste tendense in die landboumarkte. Johnny, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre Doopie, lekker om weer van die week saam mee te begin. Natuurlik. Johnny, so kom ons praat gou tussen laasweek en hierdie week. Enige interessante nuus wat jy met ons kan deel? Ja, ek dink as ons dalk sommer by die internasionale markte begin, ek dink wat tog 'n groot impak natuurlik op graan veral gehad het en ons wisselkoers, is dit natuurlik die trade war of die handelsoorlog wat tussen China en Amerika weer 'n bietjie aanvanklik gelyk het of dit weer geeskaleer het. President Trump wat gesê het hulle gaan 100% tariewe op China gesit het en dis weer eens om terug te slaan rakende wat China oor Amerika gesê het. So daar's 'n paar goed wat gebeur het oor hierdie week. So daar was baie ongemak eintlik in die graanbedrywe en in die internasionale handelsooreenkomste wat gedui het op hierdie oorlog wat natuurlik weer nou die hoogte gaan inskiet. Gelukkig gister Sondag het Trump nou weer 'n tweet uitgebring en gesê lyk my hulle wil nou weer saam praat. Maar dit het 'n baie groot effek op graanpryse, sojapryse, veral sojapryse wat na China toe moet gaan. So daar is baie ongemak rakende hierdie bedrywe. So ons hoop regtig dat China en Amerika hierdie geskil nou kan uitsort en dat hulle weer kan begin handel dryf. Op die oomblik lyk dit asof China natuurlik glad nie gaan aankoop, enige sojabone gaan aankoop by Amerika nie en dit druk die pryse ongelukkig baie laag. Ons pryse wat dan ook hier na R6.800 merk te beweeg het, ons mieliepryse wat dan ook baie afwaarts beweeg het. En ander bietjie internasionale nuus is dat Israel openlik die Gaza-strook is daar nou vrede. Ek weet Trump gaan hierdie week soontoe om dan nou die vrede te maak en dit het oliepryse het al weer bietjie afgebring. So die oliepryse wat ook hier by $62 rond verhandel het. So daar's baie internasionale nuus wat hierdie aspekte nou gedryf het. Wat nou wel interessant is met mielie-uitvoer en wat veral witmielie-uitvoer is dat ons aansienlik laer as laas jaar is wat ons 'n laer oes gehad het en in Afrika ook 'n baie laer oes gehad het en dit is maar weer eens omdat daar groter produksie is in meeste lande en hulle nie invoer op die oomblik nie en dit gaan wel baie meer druk op ons veral witmieliepryse sit soos ons na die einde van die jaar toe gaan. So dis dalk net iets om dop te hou. Ons wisselkoersbeweging moet ons baie mooi kyk wat nou in die internasionale markte gaan gebeur. My gevoel is as ons hierdie handelsoorlog opgelos kan kry, dan kan ons bietjie minder investering in die dollar weer sien, die rand wat dan weer bietjie kan terugval, weer bietjie kan verswak. Maar as hierdie handelsoorlog wel gaan eskaleer, dan gaan ons meer geld na die dollar toe sien en die rand wat dan wel weer bietjie kan opwaarts beweeg. Ons het nou ook gesien meeste groente en vrugtepryse wat baie mooi opgetel het die laaste week en dit is natuurlik vir ons baie goeie nuus. In die vleisbedryf het ons gesien dat die back and closure wat nou weer plekke uitgebreek het, moontlik vir ons addisionele ondersteuning terug na superspryse kan bring met skaappryse wat steeds baie hoog bly, lamppryse op die R50 merk en die slagpryse steeds op R107. So ons het steeds baie goeie ondersteuning, vark en hoenderpryse wat dan steeds ook self baie hoog bly. So ons kan dalk 'n bietjie hoër pryse sien vir vleis soos ons na Kersfees toe dan ook beweeg. Johnny, ongelooflik baie dankie vir daai samevatting van alles wat in die landboumarkte aangaan. Ons chat weer volgende maandag met jou. Dankie Doopie, lekker dag daai kant. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends om bietjie met ons te gesels op 'n maandag oor die nuutste marktendense. Ons is nou weer terug met Roan daar van True Cape af om bietjie met ons te gesels oor herstellende boerdery net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas. Saam met ons vanoggend via Teams is Roan Helman, hy's van True Cape af en ons gesels 'n bietjie oor herstellende boerdery. Roan, goeiemôre en welkom. Goeiemôre. So Roan, ons praat 'n bietjie oor herstellende boerdery en wat is die een gebeurtenis wat jy in jou lewe nou al gehad het wat jou aangespoor het om te kyk na herstellende boerdery oor tradisionele boerdery? Wel, my kort tydjie in die boerdery, ek het 'n paar al gehad. Maar die eerste een was gewees, ek het na skool, was ek Frankryk toe daar rugby gespeel en teruggekom.
En besef dat in Suid-Afrika was dit nie so maklik om organiese produkte en goeders in die hande te kry nie. Ek besef in die laaste tyd het dit al so bietjie makliker geword, maar dit was een van die dinge wat my daarin laat belangstel het. En die ander een was gewees, my eerste tydjie terug toe ek gekom het, was 'n spuitvergadering en toe ek gif moes bestel het vir die eerste seisoen. Het my net bietjie navorsing doen oor dit wat ons gebruik op ons plaas, wat dit is, waar kom dit vandaan en presies wat dit doen. En dan die laaste en derde een was my kinders. Ek sê altyd jou kinders is iets wat jou nogals op die grond hou en daar was 'n paar gevalle waar dit gewees het dat ons in die bode rondgestap het en wat my dogtertjie vir my gevra het, maar waarmee is ek besig, wat doen ons, en ek onthou die eendag het ons gestap en sy het gevra of sy van die appels kan pluk en dit kan eet en ek moes wel gestop het en gesê nee wag, kan nie, want ons het net 'n paar vir dag of twee voor dit gespuit daarop en dit het my baie vrae dat begin vra. So, dit is iets wat natuurlik in die ander dele van die wêreld word baie meer streng gereguleer, waar hulle minder probeer om hulle produkte te spuit, veral in die boorde en so voort. En dan natuurlik, hierso by ons, dit is bietjie meer algemeen dat die boere dit nog doen. Oorsee is hulle baie bekend ook daarvoor om te sê waar die produkte vandaan kom en hoe natuurlik die produkte natuurlik op die plaas gemaak word, maar hierso by ons is die tendens effens anders. Ja, ek glo daar is nog steeds regulasie op die produkte en wat ons mag gebruik en nie gebruik nie. En baie van dit kom ook van Europa af, maar die een groot verskil is die verbruiker in Europa hy is van baie belangrik om te weet waarvan kom sy kos, hoe is dit geproduseer. So hulle vra baie meer vrae. Ek glo dit is besig om stadig maar seker daai kant toe te beweeg waar die verbruiker seker wil maak van wat is dit wat hy in sy liggaam sit en hoe is dit geproduseer, wat is gebruik om dit te produseer. So ek glo dit is stadig maar seker besig om te draai. Dink jy dit is ook maar in 'n mate as gevolg van die Suid-Afrikaanse verbruikers en die produkte, ons is gewoond daaraan dat dit is makliker vir ons om organies te kry, dit kom by ons diereprodukte produkte en ons plaaslike produkte is van goeie gehalte? Ja, wel, ek glo die produkte is glo ek self van goeie gehalte. Maar ja, soos ek sê, dit is maar 'n ding van bewusmaking van mense om die verbruiker bewus te maak van waar kom die produk vandaan en hoe is dit geproduseer. So wat was die eerste stap wat jy toe nou geneem het toe jy teruggekom het na die rugby om bietjie meer omgewingsvriendelik te boer daar by julle? Ek glo vir my was dit gewees om bewusmaking. So ek moes die eerste ding wat ek gedoen het, ek het gaan sit met van ons mense wat werk op ons plaas, voormanne en met my pa. Ek het gaan verduidelik presies wat dit is, wat ek wil doen, hoe ons dit gaan doen, ja, en wat die doel is daarachter. So vir my van 'n persoonlike kant af was dit gewees, as ek wil minder gif gebruik, ek wil 'n beter produk produseer, so dit het gegaan om dan 'n paar boeke te lees, myself te educate, soos nou die Engelse woord gebruik, en dit net van daar af die mense bewus te maak wat saam met my plaas werk en almal moet in dieselfde rigting gaan. Want dit help ek wil iets bereik, maar die mense wat saam met my en wat iets belangrik is op die plaas is nie deel daarvan nie. So ek het hulle video's gewys, dokumentêrs gewys, net om die grondslag te lê om te wys waar ons gaan. En dan die fisiese ding was maar gewees om te begin om jou grond so gesond as moontlik te kry, om jou plant so gesond as moontlik te kry, sodat ons minder gif hoef te gebruik op die plant self. So die eerste stap was gewees om my chemiese insette op die grond, soos die kunsmis en ook dan jou onkruiddoders op die grond weg te neem. En ook selfs om dan vir jou chemies kan jy nie net wegneem, so jy moes 'n plaasvervanger kry. Daarvoor so, ja, ons het proewe gedoen, so dat ons organiese plaasvervanger kry vir chemiese kunsmis op die grond. So met daai proewe, ek het so 'n bietjie gelees daaroor en is nogals interessant wat jy dele uitgesit het en verskillende grondsamestellings bietjie op die proef gestel het. En wat het jy toe nou uitgevind daaruit?
Ja, so wat ons gedoen het, ons het blokke opgebreek in dele en ek het vir jaar en 'n half, ja, 2 jaar vir meeste van hulle verskillende produkte gekry, organiese produkte, so 2 verskillende organiese produkte wat ons opgebreek het en gebruik het. Ons het van dit getoets ook op ons weidings. Ons is 'n gemengde plaas met 'n melkery want op weidings kan jy dit baie gouer sien as op bome. Bome is 'n langtermyn dink jy dit vat 'n bietjie langer om die gevolge te sien. So het ons gegaan en een van die proewe was ons eie miswater en mis wat ons van ons melkery af kry. En gelukkig, of ek sê nou gelukkig, maar ook eintlik met verbasing was dit die een wat vir ons die beste gewerk het en die meeste uit die proewe uitgewys het. En ek seker jy het 'n hele paar grondtoetse gedoen, maar grondtoetse wat jy gedoen het voordat jy begin het daarmee en na die tyd, hoe die twee van mekaar verskil? Ek het toevallig hierdie naweek ons laaste grondmonsters gekry, so ja, voor die tyd grondmonsters geneem. Ook maar soos elke 3 jaar, tussen 2 en 3 jaar wat ons grondmonsters neem. En daar is 'n aansienlike verskil. Ek is gestaan deur die laaste een gegaan en die grootste verskil is die koolstofinhoud van die grond. Het by sekere blokke het ons van 1% na 4,5% toe gestyg. En al die blokke het almal aansienlike verhogings van koolstof gekry en koolstof in die grond is 'n baie goeie aanduiding van wat aangaan in die grond. Sy waterhouvermoë van die grond is baie hoër. En jou organiese materiaal en jou mikrolewe in die grond is ook baie hoër. So nee, daar is aansienlike groot verskil. Wat is die eerste ding wat jy opgemerk het in die oes van voordat jy begin het met hierdie praktyk tot nou? Okay, so ons het geleidelik met die verandering begin. So ons het nie drasties net kunsmis dadelik weggevat en dit vervang nie. So ons het dit geleidelik met 'n jaar of 2 wat ons dit verander het. Ons het in die eerste jaar of 2 nie 'n drastiese geval gesien in oes nie, maar hy het redelik gemiddeld gebly. Maar ek is baie verblywend om te sê in die laaste 2 jaar het ons gesien dat hy besig is om op te tel. En ons het nou in ons laaste seisoen in 2025 het ons nog die beste oes wat ons nog gehad het op Diepgat afgehaal. So. Ek neem aan dit het ook nogal 'n groot impak gehad op jou insetkostes. Ja, dit is die ander groot voordeel is die insetkostes. So ons probeer soveel as moontlik gebruik wat ons het op die plaas. Ons het chipper gekoop, so ons sit dit alles wat ons afsnoei van die bome word weer terug in die grond gesit. Ons het 'n kapper wat die gras net onder die bome sny, so dit sit die organiese materiaal ook terug in die grond, so al daai goeders wat ons doen, besny aan ons kunsmiskos. Ons het geen kunsmis wat ons nie op die grond sit nie. En dan veroorsaak dit ook dat ons spuitkostes ook heel wat minder raak. So die insetkostes raak aansienlik minder. En dan nou vandat jy 'n bietjie minder chemikalie gebruik, enige verandering wat jy gesien het natuurlik in die biodiversiteit, plante en ander goeders wat herstel het en teruggekom het na die boorde toe? Ja, so die grootste verandering is wat op die grond van die boord gebeur. So dit is 'n verskeidenheid van ons praat van dekgewasse, maar ons het nie eens dekgewasse ingeplant nie. So wat gebeur het is die beeste en die miswater wat ons kry kom van beeste wat in weidings loop wat nou al vir jare op 'n lewenslandbou manier geboer word. Daai veidings is al vir 40 jaar wat dit nie geploeg is nie. Daar is nie chemiese kunsmis op nie, hulle spuit minimaal gif op. So daai miswater wat in die boorde opkom het dan die sade van die klawer wat daarin is, en ons het net gevind dat na 'n jaar of 2 het die diversifisering van die plante groei op die grond van die boord het net self gebeur. Ons het nou seker 60% so van klawer wat daar is, wat ook 'n stikstofbinder is, wat die stikstof wat die lug uithaal in die grond sit. Sorry Roan, ek gaan jou net so 'n bietjie moet onderbreek, ons tyd raak 'n klein bietjie min. Waardeer jou tyd vanoggend. Dis Roan Houman van True Cape, ons 'n bietjie gesels oor herstellende boerdery. Dis dit vir Groot Plaas vanoggend. Ons sien mekaar weer môre.